Ek is oortuig dat daar waar jy sit, jy reeds die teenwoordigheid van ons Here beleef. Grace and peace van my kant af. Ek is dankbaar dat jy die diens saam met ons deel. Ek wil sommer net so in die begin van hierdie boodskap net verskoning maak as ek dalk snaaks praat vanoggend. Ek het gisteraand 'n tand lelik uitgebreek en uit my tong verskriklik gesny, so dis baie seer en my tong is geswel, so verskoon my asseblief daarvoor. Vandag Of nee, kom ek stel dit so, ons is besig met 'n reeks oor die name van God. En ons het verskillende name van God die afgelope tyd gedoen en daardeur het ons God beter leer ken. En vandag is ons laaste boodskap voorlopig in die reeks oor die name van God. Later in die jaar gaan ons weer bietjie kyk na 'n paar ander name van God, maar vandag maak ons eers klaar met hierdie reeks. So voordat ons gaan luister na die naam van God wat ons vandag gaan leer, en wat die Here vir ons oor homself wil kom leer en openbaar, kom ons sit net so, en ons maak ons oë toe en ons vra vir die Here om in ons harte te beweeg en te werk. Here ons God, dit is vir ons so 'n amazing voorreg om net vanmôre saam te kan wees. Dit is vir ons 'n amazing voorreg om in die presence te kan wees en om U te kan aanbid en U te kan eer en U te kan worship. En ons wil vir U dankie sê dat U ons God is, dat U ons Here is. Ons wil vir U dankie sê vir alles wat U vir ons geleer het hierdie afgelope tyd in hierdie reeks, oor wie U is. U het Uself aan ons geopenbaar op soveel verskillende maniere. En ons het regtig vir U beter leer ken en beter verstaan. En waar ons vandag hierdie reeks klaarmaak en weer oor 'n naam van U gaan praat, Here, wil ek vra dat U ook vanmôre Uself aan ons sal openbaar. Wil ek vra, Here, dat U vir ons regtig sal leer vanmôre. Ek wil vra dat U vir ons sal wys wie U is, Here, en dat ons U beter sal leer ken deur hierdie boodskap vanmôre. Daarom maak ons harte oop en vra ons dat U in ons sal beweeg en werk. En ek vra dat U in my sal beweeg en deur my sal werk. In Jesus naam. Amen. Die Olimpiese Spele is nie vreemd vir enige een van ons nie. Dis binnekort is dit weer Olimpiese Spele, nee. En ek wil jou vat na die opening ceremony van 'n Olimpiese Spele. Ek is seker almal van julle het dit al gekyk in die verlede. As al die vertonings klaar is, dan wat eventually gebeur is, dan stap al die lande se spanne of die atlete wat die lande verteenwoordig, dan stap hulle uit op die veld, né? En gewoonlik as dit gebeur, heel voor stap die vlagdraer met die vlag van die land. En wat jy onmiddellik weet is, almal wat agter hom inkom, is mense of is deelnemers of atlete van daardie spesifieke land. So daardie vlag gee as ware aan daardie deelnemers hulle identiteit. En sê maar ek behoort aan hierdie land. En dan wanneer iemand 'n goue medalje of 'n silwer of 'n bronsmedalje wen, dan sien ons ook, en as hulle op die podium staan, dan word daardie land se vlag ook opgehef en die een wat wen se volkslied word ook gespeel, nê. En dit bring ons by die naam van God waarvan ons vandag gaan praat. 'n Naam wat ek dink nie onbekend is vir mense nie, waarvan baie mense weet, ons sing selfs in 'n worship lied daaroor, nê, maar 'n naam wat almal nie noodwendig verstaan nie. En dit is die naam Jehovah Nissi, wat letterlik beteken the Lord our banner, of die Here ons vaandel. Nou wat is 'n vaandel? 'n Vaandel is, ons kan praat in ons terme van 'n vlag, nê, dat 'n vaandel is as ware 'n vlag, the Lord our banner. En elke keer as ons 'n naam van God doen, dan gaan kyk ons in die Bybel, waar sien ons dit die eerste keer? Want dit sê vir ons iets spesifieks. En die gedeelte waar ons hierdie naam vind van God is in Eksodus 17 vers 8 tot 16 en spesifiek vers 15. En dis 'n baie interessante gebeure hierso waar die volk van God in 'n geveg met Amalek was. Ek gaan lees van vers 8. Then Amalek came and fought against Israel at Rephidim. So Moses said to Joshua, choose men for us and go out, fight against Amalek. Tomorrow I will take my stand on the top of the hill with the staff of God in my hand. And Joshua did as Moses told him to fight against Amalek. And Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill. So it happened when Moses raised his hand up that Israel prevailed. And when he let his hand down, Amalek prevailed. But Moses' hands were heavy.
Then they took a stone and put it under him, and he sat on it. And Aaron and Hur supported his hands, one on one side and one on the other. Thus his hands were steady until the sun set. So Joshua overwhelmed Amalek and his people with the edge of the sword. Then Yahweh said to Moses, write this in a book as a memorial and recite it in Joshua's hearing, that I will utterly blot out the memory of Amalek from under heaven. En dan vers 15, ons teksvers. And Moses built an altar and named it Yahweh is my banner, Jehovah Nissi. And he said, because he has sworn with a hand upon the throne of Yahweh will have war against Amalek from generation to generation. 3 goed wat ons vandag gaan leer oor hierdie naam van God is Jehovah Nissi. Die eerste is, Jehovah Nissi verwys na God as ons vaandel van oorwinning, ons vlag van oorwinning. Nee, Jehovah Nissi refer to God as our banner of victory. Kom ons kyk gou weer na hierdie gedeelte, nee. Wat hier gebeur het, nee, is die Amalekiete het teen die volk geveg. Joshua en die manne het geveg. Moses en Aaron en Hur het na die koppiekie toe gegaan en Moses het die staf omhoog gehou en sy hande uitgestrek, nee. En solank hy die staf omhoog gehou het, het die volk gewen. En die oomblik as hy dit laat sak het die Amalekiete op daardie stadium gewen. Maar hy het moeg geword en so moes Aaron en Hur hom help en as het ware sy hande omhoog gehou het. Nou, hierdie staf wat Joshua hier, wat Moses hier uitgestrek gehou het, nee, was verteenwoordigend van God se teenwoordigheid. Dit was verteenwoordigend van dit wat God in die verlede reeds vir die volk gedoen het. Byvoorbeeld, toe Moses Farao gaan sien het en gesê dat die volk moet trek, het daar die staf in 'n slang verander, nee. Byvoorbeeld, toe hulle voor die Rooi See te staan gekom het Moses op die Rooi See geslaan en die Rooi See het oopgemaak. So daardie staf het 'n spesifieke rol gespeel, was simbolies van die vrede. So as die volk wat geveg het vir Moses gesien het daar op die koppie staan met hierdie staf in die lig, dan het hulle twee goed geweet. Hulle het geweet God is by hulle het geweet God veg vir hulle, nee. En hy gaan vir hulle die oorwinning gee. En aan die einde van hierdie geveg, waar hulle die oorwinning by die Amalekiete gekry het, rig Moses dan hierdie altaar op en dis daar waar hy die naam gebruik Jehovah Nissi, nee, the Lord our banner. En daarmee gee hy erkenning dat dit God is wat vir hulle die oorwinning gegee het, dat dit God is wat hulle gehelp het, dat dit as ware hy is wat vir hulle die geveg gewen het. En dit laat my dink aan Exodus 15 vers 3, waar daar staan, Yahweh is a warrior, Yahweh is his name. En dit is hoe die volk vir God ook geken het, as die warrior, as die een wat vir hulle veg, as die een wat oorwinning vir hulle behaal. En dwars deur die Ou Testament sien ons keer op keer hoe God vir die volk die oorwinning gegee het. Selfs kere waar hulle nie eens 'n wapen hoef op te gelig het nie, waar die Lewiete, die worshippers vooruitgeloop het, en die oorwinning was daar, waar hulle om Jericho geloop het vir 7 dae, en eventually het die mure geval, Joshua 23 vers 10, one of your men will pursue 1,000, for Yahweh your God is he who fights for you, just as he promised you. Interessante beeld hier, so een van die vegters van die volk van Israel, sal teen 1,000 kan staan, hoekom? Want Yahweh your God is he who fights for you, just as he promised you. So, daar's weer eens die versekering, dat God vir die volk veg, dat God by hulle is. Nou, wat beteken dit vir my en jou in vandag se tyd? Vandag kan ek en jy sê, dat in moeilike tye, in battles, want ons gaan deur battles, deel van ons lewe is om deur struggles te gaan, om battles te hê, om moeilike tye te beleef, om in die valleie te wees, moet ons die banner van God oplig, moet ons as ware Jehovah Nissi oplig,
Ek en jy moet God oplig wanneer ons in die vallei is. Ons moet God oplig wanneer ons in stryd is met die vyand, wanneer ons beleef, ons battle die vyand en die duiwel val vir ons aan op verskillende maniere. Ons moet God oplig te midde van ons moeilike omstandighede. Wanneer ek dit doen, dan erken ek sy soewereiniteit oor my omstandighede. Dan erken ek dat God is groter as my omstandighede. En ek erken as ware daarmee dat God in beheer is, ook van my omstandighede, en dat hy die laaste sê het, en nie die duiwel nie, en nie my omstandighede nie. Dis ook 'n manier om ons harte en ons gedagtes op God te rig. So plaas ons fokus op hom en nie op ons omstandighede nie. So plaas ons vertroue op hom wat vir ons veg. Want jy sien, wanneer ons in hierdie moeilike omstandighede is, dan is dit so maklik om te fokus op die sleg, op die difficulties, op die battle, en ons vergeet van God. Maar die oomblik as ons God ophef in ons moeilike tye, in ons struggles, in die vallei, dan vereer ons hom en ons verheerlik hom as het ware, maar dit help ook om vir ons om te fokus, en dit help vir ons om ons fokus weg te vat van die omstandighede af. So dis 'n belangrike ding wat ek en jy moet doen, want hy is ons vaandel van oorwinning. En wanneer ek hom ophef, dan weet ek, eventually gaan daar ook vir my oorwinning wees. Die tweede gedagte wat ons kan leer, of die tweede ding wat ons kan leer vandag oor hierdie naam van God, is dat Jehovah Nissi dui op God se teenwoordigheid en beskerming. Jehovah Nissi signifies God's presence and protection. Orals waar Moses gegaan het met hierdie staf, was dit verteenwoordigend dat God by hulle is. En soos ek net nou gesê het, as die volk terwyl hulle geveg het, opgekyk het in daardie koppie, en vir Moses gesien, staan hy daar met hierdie staf in sy hand, dan het hulle geweet, God is by hulle en God veg vir hulle. Joshua 1 vers 9 staan daar, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be in dread or be dismayed. For Yahweh your God is with you wherever you go. Dit is 'n belofte wat ons nie hier in Joshua aanvind nie. Dis 'n belofte wat dwars deur die Ou Testament voorkom vir die volk van God. Wat God oor en oor, keer op keer vir die volk van God sê, vir sy volk sê, hy is saam met hulle, hy is saam met hulle, hy is saam met hulle. Hy was by hulle, teenwoordig in hulle stryd. Hy het hulle nooit alleen gelos nie. En hy het hulle beskerm, en hy het as ware baie keer vir hulle geveg en die geveg vir hulle gewen. Deuteronomie 20 vers 4 sê, for Yahweh your God is the one who goes with you to fight for you against your enemies to save you. Wat 'n promise, For Yahweh your God is the one who goes with you to fight for you against your enemies. So deur die Bybel sien ons keer op keer hoe God nie net hierdie belofte maak vir sy volk nie, maar hoe God hierdie belofte maak vir sy kinders. In die Nuwe Testament sien ons dit keer op keer ook, hoe God hierdie belofte maak, dat hy nooit sy kinders sal los nie. Psalm 18 vers 2 skryf die psalmdigter, Yahweh is my rock, and my fortress, and my deliverer, my God, my rock in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold. Wat die psalmdigter daar sê, is dat Yahweh is my rots, God is my rots, hy is die een by wie ek kan gaan skuil, wanneer die lewe my bedreig, wanneer gevaar my bedreig, wanneer ek in battle is, kan ek by hom beskerming gaan kry, kan ek in sy teenwoordigheid beskerming gaan kry. So wat sê dit vir my en jou nou vandag? Dit sê vir ons dat ons God los ons nooit alleen nie. Hy los jou nooit alleen nie, hy los my nooit alleen nie. God is by my en jou. Hy is teenwoordig wanneer ons deur die valleie gaan. Hy is teenwoordig in ons battles. Hy is teenwoordig in ons struggles. Hy is teenwoordig in ons moeilike tye. Ja, partykeer mag dit dalk nie so voel nie. Partykeer mag ek nie noodwendig bewus wees daarvan nie. Maar hy los my nie. Hy is teenwoordig. Soveel so, God is deur sy gees binne in my. So, waardeur ek ook al gaan, God gaan saam met my daardeur. En is sy teenwoordigheid wat as ware vir my die krag gee
om aan te gaan. Dis sy teenwoordigheid wat my veilig laat voel en my vrede gee te midde van die moeilike omstandighede. En so kan ek en jy ook by God gaan skuiling en beskerming vind. Wanneer die storms van die lewe om ons woed, en ons bang word, kan ons onder sy naam, onder sy vaandel, onder sy banner, kan ons gaan skuiling vind. En dan ervaar ons sekuriteit, en dan kry ons nuwe krag, fisies, emosioneel, geestelik vir die stryd. Ons kan in sy teenwoordigheid en met sy beskerming enigiets hanteer, al is dit hoe swaar. Daarom is dit so belangrik dat ek en jy sal besef, dat ons omstandighede is nie die ultimate nie, God is. Ons omstandighede het nie die laaste sê nie, God het. En in plaas van om net op ons omstandighede te fokus, en kom ek sê net gou, dit is menslik, dat as slegte goed met jou gebeur, dat dit jou consume, en dat jou fokus daarop kan wees. Maar dit kan jou insluk, dit kan maak dat jy perspektief verloor. En daarom is dit so belangrik dat ek en jy moet besef, Jehovah Nissi, veg vir ons. Jehovah Nissi is by ons, binne in ons swaar kry, binne in ons struggles, binne in ons battles in. En wanneer ek hom oplig en hom ophef, binne na die omstandighede, eer ek hom, ek erken sy soevereiniteit, maar dit help my ook, om my fokus op hom te sit, en so bietjie my fokus van die omstandighede af te vat, en eventually help dit my om die omstandighede beter te hanteer. En die derde ding wat ons leer vandag is, dat Jehovah Nissi verseker ons van uiteindelike oorwinning. Jehovah Nissi assures us of ultimate victory. Solank Moses die staf in die lug gehou het die Israeliete oorwin. Toe hy nie sy arms mee omhoog kon hou nie, het Aaron en Hur hom gehelp om dit te doen, en God het vir hulle die oorwinning gegee. Terwyl Jehovah Nissi omhoog gehou is, het dit goed gegaan en het hulle gewen. Onder sy banner, onder sy vaandel, was daar sukses en was daar oorwinning vir die volk. Nou dit vat ons na Jesus se kruis toe. Jesus is aan 'n kruis van Golgotha 2000 jaar gelede opgelig en hy het oorwin. Hy het die sonde oorwin, hy het die duiwel oorwin, hy het die dood oorwin. Hy was die ultimate oorwinnaar aan die kruis van Golgotha. Die duiwel het gedink hy wen, maar Jesus het die oorwinning behaal. En Jesus het opgestaan uit die dood en hy lewe. En dink bietjie mooi daaroor. Ons kan baie goed as bedreiging beleef hier op aarde, maar ons grootste vyand is die dood. En Jesus het selfs die dood oorwin. Ons grootste vyand het hy oorwin. 1 Korintiërs 15 vers 55 sê, O death, where is your victory? O death, where is your sting? Now the sting of death is sin and the power of sin is the law. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Christ. Jesus Christ. Mense, wat beteken dit vir my en jou? Dit beteken dat wanneer ek en jy deur moeilike tye gaan, wanneer ons in battles is, wanneer ons struggle, kan ons sterk staan met die versekering dat Jehovah Nissi reeds die ultimate oorwinning behaal het. Die ergste ding wat met my en jou kan gebeur hier op aarde, is ons kan ons lewe verloor. En wanneer ons lewe verloor, is daar oorwinning, want dan is ons vir ewig by die Here. So met ander woorde mense, ek en jy weet hoe die storie eindig. Ons veg nie as ware vir oorwinning nie, ons veg as ware vanuit oorwinning. Voor die opstanding van Jesus Christus het mense geveg vir oorwinning. Na die opstanding van Jesus Christus veg ek en jy as kinders van God vanuit oorwinning. Dis onder God se vaandel, dis onder sy banner, dis onder sy naam, wat ek en jy nuwe krag kry,
waar ons sterk gemaak word, sodat ons die battle kan fight, sodat ons kan aangaan, sodat ons kan cope binne in hierdie moeilike omstandighede. God los ons nie op ons eie nie. Dit beteken nie, ons gaan nie die emosies beleef wat gepaard gaan met hierdie battle of met hierdie omstandighede nie. Dit beteken nie, dit gaan nie noodwendig vir ons swaar wees nie. Maar ons word sterk gemaak deur Jehovah Nissi, sodat ons die battle kan fight. Net soos wat wanneer Moses die staf opgelig het, dan het die soldate, die volk, die krag gehad om die oorwinning te kry oor die vyand. Is dit presies dieselfde met my en jou? Wanneer ons God ophef binne in ons moeilike omstandighede, dan word ons sterk, dan kry ons krag, dan kom daar vrede in ons hart en dan kan ons hierdie battle fight en ons kan deur die vallei gaan. Filippense 4 vers 13 sê, I can do all things through him who strengthens me. Let wel, dis nie I can do all things nie, dis I can do all things through him who strengthens me. So ons weet die ultimate oorwinning is reeds behaal. En die ultimate oorwinning is die ewige lewe. Die prys op die podium is die ewige lewe. En niemand of niks kan dit ooit van my en jou steel nie. As jy 'n wedergebore kind van God is, het jy reeds die ewige lewe ontvang. Ons is verseker daarvan, dit is ons erfenis. So die oorwinning wat God vir my en jou as kinders van hom gee, is nie net tydelik nie, dis ewig. Ja, hy gee vir ons baie keer oorwinning binne in ons battles. Hy gee vir ons oorwinning binne in die stryd wat ons is, nê. Maar ons weet die ultimate oorwinning is dat ons vir ewig by hom gaan wees. En ons weet hoe die storie eindig. Mens fight bietjie anders as jy weet hoe die storie eindig. Amen. En dit is wat Jehovah Nissi vir my en jou moet beteken. So kom ons vat gou vinnig saam. Jehovah Nissi verwys na God as ons vaandel van oorwinning. Jehovah Nissi dui op God se teenwoordigheid en beskerming. Jehovah Nissi verseker ons van uiteindelike oorwinning. Nou mense, alles wat ons vandag geleer het, behoort vir my en jou hoop en moed te gee. Want ons leer ook hierso dat ons nooit alleenig is nie, dat God by ons is, dat God vir ons veg. Maar, en dit is so belangrik, dit gebeur nie losstaande van God nie. Oorwinning kom nie op ons eie nie. Oorwinning gebeur nie kom nie van losstaande van God nie. Wanneer ek en jy kies om ons eie pad te loop, wanneer jy kies om jou eie ding te doen, wanneer jy kies om jou eie kop te volg, wanneer jy kies om God te ignoreer, wanneer jy kies om op jouself te fokus, wanneer jy jouself as ware oplig en jouself as ware verhef, wanneer jy nie in sy teenwoordigheid ingaan nie, dan gaan jy uitmis. Dan gaan jy nie in oorwinning leef nie. En as a matter of fact, wanneer jy dit doen, gaan jy baie keer struggle. Gaan jy ervaar dat daar nie oorwinning is nie. Gaan life vir jou moeilik wees. Gaan moeilike omstandighede jou consume. Gaan jy nie die krag en die sterkte het om deur dit te gaan nie. Let wel, solank soos wat Moses sy staf omhoog hou, en ek het hoeveel keer vandag gesê, het die volk gewen, maar as hy dit nie gedoen het nie, het die vyand gewen. En dit werk presies so in my en jou lewe. Wanneer ons Jesus oplig, wanneer ons onder God se banner leef, dan leef ons in oorwinning. Selfs te midde van moeilike tye, selfs te midde van slegte omstandighede, selfs te midde van die vallei. Wanneer ek hom oplig, wanneer ek hom ophef, ten spyte van my omstandighede, te midde van my omstandighede, te midde van die battle, te midde van die vallei, te midde van die struggle, dan leef ek in oorwinning, al is ek nog steeds in die vallei, al is ek nog steeds in die moeilike omstandighede. 'n praktiese manier om dit te doen is byvoorbeeld om sy woord te spreek, om sy woord te declare oor ons omstandighede, daardie declarations en confessions wat ons baie keer doen in ons gemeente ook, en wat ons geleer het om te doen in ons privaat lewe, is 'n manier om die banner van God op te lig binne in ons omstandighede. Wanneer ons ernstig bid, wanneer ons gehoorsaam is aan wat hy sê, wanneer ons God hoor ag as onsself of enigiemand anders, wanneer ons oë die hele tyd op hom hou, te midde van en ten spyte van wat om ons gebeur,
Mense, dan gaan ons oorwinning ervaar, te midde van die gebrokenheid van die wêreld, te midde van die struggles. Daar's nie guarantees dat ek en jy nie deur struggles sal gaan nie. Daar's nie guarantees dat ek en jy nie deur moeilike omstandighede sal gaan nie. Verlede week toe ons gepraat het oor Jehovah Roy, het ons geleer dat God ons herder is, wat ons deur die vallei lei, en wat ons deur die vallei beskerm. So ons is nie gevrywaar van dit nie. Maar wanneer ons fokus op hom sit, wanneer ons hom ophef, binne in ons omstandighede, sal ons omstandighede ons nie oorwin nie, sal ons omstandighede ons nie oorweldig nie. So die vraag vir my en jou vanmôre, as ons al hierdie goed leer, is die vraag, doen ek en jy dit wat ons gehoor het? Doen ons dit wat ons vandag geleer het? Jy sien, baie keer leef ons soos ons wil. En ons hef God nie op nie, en hy speel nie hierdie groot belangrike rol in ons lewe nie. En dan blameer ons God vir die verkeerde in ons lewe. En ons blameer hom as goed nie uitwerk soos wat ons wil hê nie. En ons blameer hom vir ons slegste omstandighede. En jy sien, Moses en die volk kon dit ook gedoen het. Moses kon sy eie kop gevolg het en nie gedoen het wat God vir hom gesê het nie. Moses kon besluit het om sy arms omhoog te hou vir 'n tyd, en toe dit moeg geraak het, sy nou is ek moeg en nou los ek dit. En dan sou die volk verloor het, en daar sou nie oorwinning gewees het nie, en dan sou hy waarskynlik vir God kon blameer het. Maar gelukkig het hy nie. Hy was gehoorsaam, en ten spyte van dat sy arms moeg was, het hy hulle omhoog gehou. En daar sien ons sommer iets van die power van wanneer ander mense jou ondersteun, nê. Aaron en Hur het in eenheid saam met Moses daar gestaan, en toe hy nie meer sy arms omhoog kon hou nie, het hulle sy arms vir hom help omhoog hou. Moses was gehoorsaam, hy het gedoen wat God gesê het. Hy het Jehovah Nissi omhoog gehou deur daardie hele battle, en hy het in God se teenwoordigheid geleef. Ons lees dit op soveel plekke in die verhaal van Moses, nê. Jy sien, elkeen van ons kan kies of ons Jehovah Nissi gaan omhoog hou, en of ons die wêreld gaan omhoog hou, of ons onsself gaan omhoog hou, of ons iets anders of iemand anders gaan omhoog hou. God is in ons. Ons gaan nooit geskei wees van hom nie. Maar of ons sy teenwoordigheid beleef en bewus is daarvan, en of ons hom gaan ervaar, hang in 'n groot mate af waar ons fokus is. Jy sien, ek en jy kan deur die lewe gaan, en ons fokus kan wees op die wêreld, ons fokus kan wees op onsself, en wanneer ons in moeilike omstandighede is, kan ons fokus op die moeilike omstandighede wees, en dit sal ons consume. Maar wanneer ek en jy ons fokus op God sit, wanneer ons God oplig, wanneer ons Jesus oplig in ons lewe, elke dag van ons lewe, wanneer ons hom ophef in eerste plaas, wanneer ons hom ophef en oplig, as ware God ons banner ophef binne in ons moeilike omstandighede, dan sal ons moeilike omstandighede ons nie oorwin nie, dan sal die duiwel ons nie oorwin nie, dan sal die wêreld ons nie oorwin nie. Ek dink ewe skielik daarna 'n gedagte wat by my opkom, as die woord sê, resist the devil and he will flee from you. Daar's soveel maniere om hom te resist, maar wanneer ons God ophef binne in ons moeilike omstandighede, is ek ook besig om die duiwel teen te staan, want dit maak hom magteloos, en hy gaan van my weg vlug. So die vraag is, leef ek en jy onder die banner of God? Leef ons as ware onder die vlag van God? Soos daardie Olimpiese atlete wat uitloop in daardie arena, nê, wat sê, hier is my identiteit, ek behoort aan hierdie land. Leef ek en jy so, dat die wêreld kan sien, wie is ons? Of lyk ons maar soos die wêreld? Het is so belangrik dat ek en jy nie net God moet ophef in ons moeilike omstandighede nie, maar dat ons hom elke dag van ons lewe sal oplig. Dat ons konstant onder sy banner sal lewe. Want dit gee vir ons identiteit. Dit verseker ons van sy teenwoordige beskerming. En dit verseker ons dat daar oorwinning is. En onthou wat ek gesê het. Ek en jy veg vanuit oorwinning, nie vir oorwinning nie. Jesus het reeds die oorwinning vir ons behaal. Ons weet
hoe die storie eindig. So kom ek en jy kies vandag om Jehovah Nissi op te lig. Elke dag van ons lewe. En as jy jouself binne in moeilike omstandighede bevind. Ons is mense. Ons is nie robotte wat nie voel nie. Moeilike omstandighede is moeilik. Dit laat ons baie keer confused raak. Dit laat ons emosioneel wees. Dit laat ons baie keer wonder, wat nou? Maak nie saak wat dit is wat jy beleef nie. Ek en jy kan kies om te midde van ons hartseer, te midde van ons pyn, te midde van ons struggles, kan ons kies om God op te hef, om die banner van God, Jehovah Nissi, op te hef en onder sy banner te leef. En dan sal ons omstandighede ons nooit oorwin nie. So kom ek vra weer vir jou, waar leef jy? Leef jy onder die banner van God, of onder die banner van die wêreld? Die keuse wat ek en jy maak waar ons leef, gaan bepaal of ons in oorwinning gaan leef, of nie. So kom ons kies reg. Kom ons maak ons so toe. O Vader, baie dankie dat ons verseker is van u teenwoordigheid binne in alles. As a matter of fact, Here, u lewe binne in ons deur die Gees. En ons sê vir u baie dankie. Maar baie keer is ons nie bewus van u teenwoordigheid. En ek wil vir u vra dat u ons sal bewus maak van u teenwoordigheid. Dankie dat u vanmôre vir ons verseker, dat soos u die battle vir die volk geveg het, wil u ook die battle vir ons veg. Soos wat u vir u volk gesê het, dat u altyd by hulle sal wees, sê u vir ons, dat u altyd by ons sal wees, dat niks ons ooit van u sal skei nie. Ons sê vir u dankie. En dankie Here Jesus, dat u die oorwinning oor die sonde behaal het, dat u die oorwinning oor die duiwel behaal het, dat u die oorwinning oor die dood behaal het. Dankie dat ons weet, Here, hoe hierdie storie eindig. Baie keer laat ons toe dat die lewe ons oorweldig, baie keer laat ons toe dat omstandighede ons oorweldig. Help ons, Here, om ons oë op te lig en na u te kyk as Jehovah Nissi, en onder u vaandel, onder u vlag, onder u banner te lewe. Here, geef ons die krag om binne in ons struggles en binne in ons swaarkry en binne in ons pyn en in ons ellende u op te hef en u op te lig. En dankie Here dat ons weet, ons is nooit alleen in die stryd nie. U saam met ons, u veg vir ons en daarvoor eer ons vir u. Ek wil vir u dankie sê vir elkeen wat hierdie diens met ons gedeel het. En ek kom bid nou u beskerming en u seën oor elkeen af wat my stem hoor. En ek bid dat u ons sal lei dat ons volgende Sondag weer almal by mekaar sal wees. Ek vra dit in die heilige naam alleen, die heilige naam van Jesus Christus alleen. Amen.